Môre sê, dis donderdagoggend, kuiertyd. Ja, ek is 'n dag laat, die week was maar net so 'n bietjie besig. Daar's 'n spreekwoord, die mens is soms sy eie grootste vyand. Kan dit waar wees? As ons so rondom ons kyk en veral sosiale media dophou, dan besef ons daar steek waarheid in hierdie spreekwoord. Ons het elkeen touwtjies wat getrek kan word. En dit word gewoonlik getrek in spanningsvolle situasies. En wanneer ek beheer verloor oor my denke, dan kom ek op 'n plek waar ek regtig waar my eie grootste vyand kan word. Dis hoekom die Here ons waarsku. Spreuke 4 vers 23. Die 53 vertaling sê, bewaak jou hart, jou denke, die sentrum van waar ons optree, meer as alles wat bewaar moet word. Dis die belangrikste wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die 83 vertaling sê, wees veral versigtig met wat in jou hart, jou denke omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En dan die boodskap, wees versigtig wat jy dink, jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Ons het met die wêreldbeker so lekker saam gesing. Rassie is in your head. He's in your head. En hoe goed het hy dit nie reg gekry nie. Om die ander afrigters en ander spanne op so 'n manier deur sy woorde en dade te beïnvloed, dat hy al van hulle koppe geklim het. Wat gebeur as ek toelaat dat iemand my in 'n situasie so konfronteer, my touwtjie so trek, dat daardie persoon in my kop klim? Effektiewelik gee ek beheer oor, en daardie persoon kry vir 'n kort tydjie die vermoë om regtig waar wat ek sê en wat ek doen in 'n sekere sin te beheer. En wat gebeur in daai tydjie wat iemand anders beheer neem? Hulle steel my vreugde. Hulle steel my vrede. Hulle laat my optree buite my normale. Ja, hulle laat my dinge doen en sê wat tot my eie persoon skadelik is. My in 'n slegte lig stel. Want vir 'n oomblik verloor ek beheer, en dis wat Spreuke 4:23 vir ons probeer sê, is waak meer as enigiets anders oor jou hart, jou denke, die sentrum, want touwtjies gaan getrek word. En ek en jy het nie daaroor 'n beheer nie. Maar hoe ons beheer wanneer die touwtjies getrek word, dis in ons hande. So wat staan my te doen as ek in 'n situasie kom en ek weet, nou word ek regtig beproef. Ek word my denke kom op 'n plek waar ek nou vrye teels gee en doen en sê sonder dat ek dit oordink. In daai oomblik moet ek 'n tree teruggee. En wat moet ek doen? Ek moet stil bly. Want wanneer ek stil is, kry die Here se Gees kans om in my werksaam te wees. Soms sal dit nodig wees dat ek in 'n situasie moet sê, ek verskoon myself nou. Ek onttrek nou van hierdie situasie. Wat ek moet sê, ek het tyd nodig om te dink. Ek is nie nou gereed om te reageer nie. Ek gaan nie nou verder hiervan deel wees nie, want ek gaan iets sê of doen wat ek later oor spyt gaan wees, en dit wil ek nie wees nie. As ons dit kan begin doen, dan is ons daar waar Spreuke 4:23 ons wil hê. Ek en jy waak oor ons denke, ons hart, die sentrum van ons wese, meer as enigiets anders. Want hoekom het ons tyd nodig? Die impulse kom, die touwtjies word getrek, en al hierdie inligting, data word versamel, dit word geprosesseer, en ongelukkig ek is mens, vorige belewennisse, ervarings, insidente, mense, dinge wat teenoor my gedoen of gesê is, word deel van hierdie proses. Maar vir die proses om sinvol af te handel, sodat ek kan keuses maak om te sê, nee, ek gaan nie so optree nie, nee, ek gaan nie dit sê nie, daarvoor het ek tyd nodig.
So as ek en jy nie ons eie grootste vyand wil wees nie, moet ons onttrek en stil bly wanneer dit nodig is. Wanneer ek ervaar, nou word my touwtjies getrek, nou is iemand besig om in my kop te klim. Want dit gaan maak dat ek my vrede bou, my vreugde bou, my waardigheid bou, as ek later weer toetree, nadat ek stil was en die Here se Gees my gelei het. So ja, wat 'n uitdaging om te kan sê, ek wil nie my eie grootste vyand wees nie. Hemelse Vader, ons het almal touwtjies wat getrek kan word, en hulle word getrek, soms baie. Ja, Here, daaroor het ek geen beheer nie. Maar hoe ek daarop reageer, dis in my hande. Hemelse Vader, gee my die onderskeidingsvermoë om te weet wanneer my touwtjies getrek word, en om juist dan terug te tree, stil te bly. En wanneer ek stil is, Here, U Gees die geleentheid te gee om my te lei, my denke te bewaar, maar Here, om ook my denke te rig, sodat dit wat kom, my woorde en my dade, gelouter sal wees deur U Gees en U wysheid. Help ons op hierdie pad, Here, dat ons so uitvoering kan gee aan Spreuke se opdrag, waak die meeste oor jou hart, jou denke, meer as alles anders. Lei ons daarin, Here, in U naam. Amen. Uitdaging vir die week. Ons weet wanneer word ons touwtjies getrek. Of baie keer sê ons weet watter knoppies nou gedruk word. So kom ons neem 'n tydjie en ons sê vir onsself, ek is eerlik met myself, so lyk my touwtjies, so lyk my knoppies. En Here, help my, wanneer iemand ook al daar naby kom, 'n knoppie daar druk, 'n touwtjie daar trek, mag U Gees se fluistering helder en duidelik wees. Henny, tree nou terug. Henny, onttrek uit hierdie situasie. Henny, bly stil. Dis nou tyd, as jy jou denke, jou gedagtes wil bewaar en koester, om alleen tyd met my te spandeer. En wanneer die Gees hierdie proses wat aan die gang is, om daardie impulse te verwerk, onder sy leiding dan 'n besluit te neem om te sê, maar dis wat ek gaan sê, dis wat ek gaan doen. So spandeer hierdie week tyd met jouself, identifiseer jou knoppies of touwtjies, hoe jy dit ook al wil noem, en begin regtig daadwerklik die Here vra, wanneer daardie terrein betree word. Ek wil my vreugde, my vrede wil ek behou, my waardigheid. En ja, ek wil sê en doen wat in lyn is met U woord. Help my, 1 om stil te bly, en 2 om terug te tree, en 3 om tyd saam met U te spandeer, om dit wat ek in my sentrum, my hart, my denke wil formuleer, te doen onder leiding van U Gees. Ek groet jou, hê 'n wonderlike week.